vriendskap met die wêreld en wat dit behels. Jakobus 4 vers 4 skryf Jakobus so. Hy sê egbreker en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dis baie duidelik dat vriendskap met die wêreld jou op 'n pad van vyandskap met God sit. Jou in der werklikheid 'n vyand van God maak. Nou, vriendskap met die wêreld word omskryf in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 en Johannes sê so. Hy sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby. En sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou die dinge van die wêreld word omskryf as die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. En in Galasiërs 5 vind ons 'n baie duidelike aanduiding van wat daarby bedoel word. Baie duidelik sê hy daar, die vlees begeer en bewerk vyandskap met God. En hoe begeer en wat begeer die vlees? Wat is die werke? Wat doen die vlees? Die begeerlikheid van die vlees. Hy sê die werke, die dade, die praktyke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, dis wetteloosheid, geen morele beperkings en reëls nie, afgodery, en afgodery het baie forme, towery, en dit het baie forme in die huidige moderne kerk, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, brandewynskap, ek bedoel dronkenskap, brassery en dergelike dinge. In brassery is eetverslawing en dergelike dinge soos hierdie, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dit omskryf die wêreld se waardes en leefwyse en praktyke. En tragies genoeg ook die huidige tendens in die kerke, of in baie kerke dan. Paulus stel dit so, 2 Timoteus 3. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Love yourself. Jy moet jouself lief hê, word deesdae gepredik. Hulle sal liefhebbers van hulle self wees. Hulle is dit outomaties, jy hoef dit nie vir hulle te sê eintlik nie. Geldgieriges, grootpraters,
trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as van God. Ek wens ons het tyd gehad, dat ons elke een van hierdie goed kon ontleed. En dan sal jy sien, hoe dit oral in die gemeenskap, in die sielkunde, in die kerk, in die westerse tydsgees, in die kansel gepredik word, hierdie goed. Om dit te doen, nie om dit te staan nie, maar om dit te doen. Hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hulle lyk so godsdienstig, maar die krag daarvan verloon het. Hy sê, keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sonde belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Let op hierdie woorde, liefhebbers van genot, eerder as van God. I just want to have fun. Hedonisme noem hulle dit. Nou, die Supertaal Woordeboek skryf hedonisme gesellig, 'n selfstandige naamwoord, 'n filosofiese leer en lewensbeskouing wat persoonlike geluk en genot as die hoogste doel daarstel. Gebruik. Hedonisme is veral prominent in welvarende gemeenskappe. Synoniem met genotsig en plesiersig. En kom ons wees eerlik. Persoonlike geluk en welvaart is die oorwegende prediking in die moderne kerk. As ons verder eerlik is die einde van hierdie gejaag na genot en sukses en plesier, die verbrokkeling van huwelike. In die kerk skei hulle dat die honde huil. Aan die orde van die dag. Dit is vernietigend en verbrokkel jou geestesgesindheid, jou fisiese gesondheid en het bewerk die ewige dood vir jou. Hedonisme is orals in die prediking. Genot, geluk, jou plesier word voorgehou as God se primêre wil vir elke een van ons. Dink maar aan Joel Osteen se geniet jou beste lewe nou prediking. En jy mag definieer wat die genot wat God vir jou moet laat realiseer is. Dink maar aan die Word of Faith beweging. Name it en claim it. Dis wat hulle preek. Sê wat jy wil hê, eis dit op en God moet dit vir jou gee. Leef jou droom, word gepredik. Terwyl die ware disipel van Jesus nie sy eie vleeslike droom najag nie, maar die wil van God vir sy lewe en sy gedrag altyd voorop stel in wat hy doen. Mense se drome is baie goed opgesom
in die spreek wat sê, money, sex and power. Dis wat mense vanuit hulle sondige natuur altyd droom. Ek soek geld, plesier en seksuele plesier en mag. Ek soek erkenning. Almal wil bo wees, die groot baas. Die grootsheid van die lewe, wat nie uit die Vader is nie. Interessant genoeg is die gejaag na geld die enigste afgod waarteen Jesus ons waarsku. Matteus 6:24. Niemand kan twee here dien nie. En dit geld sekerlik seks en ook mag. Niemand kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê. Logies, né? Jy sal altyd die een bo die ander verkies. Jy sal altyd die een meer plakseer as die ander een. Jy sal altyd die een belangriker ag as die ander een. Maar Jesus is nie klaar nie. Hy gee dan wat hulle in Afrikaans noem die ponslyn. Nou ek neem aan, bitter min mense, behalwe die wat so 'n bietjie Engels ken, verstaan ponslyn, die punchline. Julle kan nie God en Mammon dien nie, sê hy. Nou, geld per se is 'n noodsaaklike deel van ons almal se lewe. Jy kan nie daarsonder leef nie, ek kan nie daarsonder leef nie. Daarom word dit so maklik nommer 1 in ons lewens. Ons sal lieg en bedrieg, onregverdige winste laai, mense beroop en vertrap, net om geld in die hande te kry. Selfs soos die moderne kerk, dink ons kan God koop en omkoop. Dis hoekom die prosperity prediker so suksesvol is, soveel geld maak, soveel groot gehore trek, uit geldsug, te bygelowige mense wat kom en sê hulle saai. Hoe het iemand gesê? They call it seed, it's actually greed. Nou, om geld te maak is nie sonde nie. Om geld te besit ook nie. Geld is nie, soos baie die teks verdraai, die wortel van alle ewels nie. Die liefde vir geld is die wortel van alle ewels. Wanneer geld alles word in jou lewe, wanneer dit nommer 1 word, wanneer seks nommer 1 word, wanneer mag nommer 1 word, wanneer status nommer 1 word, wat jou eie welsyn nommer 1 word, omdat ons dit lief het bo alles, bedrieg ons, lieg ons, sit ons fynskrif in kontrakte, pak ons die vrottomaties onder in die pakkie, bied die versekering minder aan as wat uitbetaal moet word, en ook die polis. Die liefde vir geld. Noem die ewel, agterom skuil die liefde vir geld. Maar jy sê, ons kan nie daarsonder leef nie. Wel, ek ook nie, maar Jesus sê in die vers se wat volg op Mammon, moenie julle kwel oor julle lewe nie. En dit beteken nie, moenie beplan nie, en moenie spaar nie, moenie verantwoordelik leef, dis nie wat dit beteken nie, maar moenie kwel, bekommer en vrees vir jou lewe nie. En sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of oor julle liggaam vrees, wat sal ons aantrek? En dan sê hy verder, God weet dat ons hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis die een ding wat deesdae ook nie meer gepreek word nie, wat eintlik die hooftema van prediking behoort te wees.
Jesus Christus se goeie nuus dat hy die koninkryk van God bring. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Wat maak mens met jou lewe? Jy soek God se heerskappy oor jou lewe. Jy verloon jouself. Jy kruisig die vlees. Soek sy wil en sy droom vir jou lewe. Elke behoefte van ons oë, elke begeerte van ons vlees, bevat sekere God-gegewe drange. Maar God het grense daarvoor daar gestel. Versoeking is die opwekking van 'n God-gegewe begeerte om verder te gaan as God se gegewe grense, en die oorsprong daarvan is demonies en die einde daarvan is die dood. Die dood van ons geestelike lewe, die dood van ons fisiese gesondheid, die dood van ons vrede, die dood van ons huwelike, die dood van ons selfrespek. Anderkant God se grens, wag slawerny, gebondenheid, onreinheid en verslaafdheid. Vriendskap met die wêreld maak jou 'n vyand van God. 'n Vyand van jouself. 'n Vyand van jou huwelik en jou huweliksmaat. 'n Vyand van jou kinders. 'n Vyand van jou ewige persoonlike saligheid. Daarteenoor staan vriendskap met God. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, staan daar geskryf in Jesaja, wat ek uit verkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Jakobus 2:23, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Eerlik. Wie en wat staan eerste in jou lewe? Wie of wat kies jy bo enige iets anders? Wat is vir jou kosbaar bo alles? Waarvoor is jy die liefste? Dit is die God wat jy aanbid. Volgende keer, vriendskap met God. Mooi loop en dankie dat jy na my luister.